Konstruksies van driehoeke. Onthou wanneer jy gevra word om konstruksies te doen, mag jy slegs jou liniaal, passer en potlood gebruik. Die eerste driehoek wat ons gaan konstrueer is die ongelyksydige driehoek. Hulle sê vir ons die lengte van die sye is 8 cm, 4 cm en 5 cm. Ons eerste sy gaan 8 cm lank wees. Neem jou liniaal en trek 'n reguit lyn wat presies 8 cm lank is. Benoem die eerste punt A en die ander punt B. A en B is presies 8 cm uit mekaar uit. Nou gaan ons die volgende sy afmeet, 4 cm. Neem jou passer en stel hom presies 4 cm. Sit nou die passerpunt op A en maak 'n sirkelboog bokant lyn AB. Die derde sy se lengte moet 5 cm wees. Nou vat jy weer jou passer en stel hom op 5 cm. Sit die passerpunt nou op punt B en trek 'n boog wat met die vorige sirkelboog kruis. Die kruispunt noem ons C. Die laaste stap is om die driehoek te voltooi en ons trek 'n reguit lyn van punt A na punt C en 'n reguit lyn van punt B na punt C. Hier het jy nou jou ongelyksydige driehoek met sy lengtes 8 cm, 4 cm en 5 cm. Maklik, né? Die volgende driehoek is 'n gelykbenige driehoek. Wat beteken dit? Twee sye of twee bene moet presies dieselfde lengte wees. In hierdie voorbeeld is daar nie spesifieke afmetings nie, so ons gaan sommer enige lengte gebruik. Ons begin by die basis en trek 'n lyn. Die een punt noem ons A en die ander een noem ons B. Ons vraag sê ons driehoek se lyne AC en BC moet ewe lank wees. So ons gaan nou twee sye teken wat ewe lank is. Maak die passer oop. Meer as die helfte van die lyn wat jy nou net getrek het. Maak 'n sirkelboog bo die lyn. Nou moet jy die passer presies dieselfde hou en ons sit dit op B. Trek 'n sirkelboog wat die eerste een sny. Die twee snye is mos nou ewe lank. Die kruispunt noem ons C. Al wat oorbly is om die driehoek te voltooi. Trek lyn AC en trek lyn BC. Omdat die passer dieselfde lengte oop was, is die twee sye ewe lank. Jy kan hulle meet om seker te maak jou gelykbenige driehoek. Wat is volgende? 'n gelyksydige driehoek. Wat beteken dit nou weer? Al die sye is ewe lank. In hierdie voorbeeld sê hulle vir ons dit moet 5 cm wees. Ons begin weer by die basis. Hy moet 5 cm lank wees. Trek 'n lyn van 5 cm lank en noem die punte A en B. Al die sye moet ewe lank wees, so ons gaan die passer stel om 5 cm oop te wees. Eers sit jy jou passerpunt op A en trek 'n sirkelboog. Hierna skuif ons die passerpunt na B toe. Onthou hy moet steeds 5 cm oop wees. Trek nog 'n sirkelboog wat die eerste een kruis. Waar hulle kruis, noem ons dit punt C. Verbind nou AC en BC. Ons gelyksydige driehoek waarvan al die sye 5 cm lank is. Die laaste driehoek wat jy moet kan konstrueer is 'n reghoekige driehoek. Dit beteken dat een van die hoeke moet 90 grade wees. Teken 'n driehoek ABC met hoek A 90 grade en AB 5 cm en AC 4 cm. Waar gaan jy begin? Met die reghoekige hoek natuurlik. Die eerste wat jy moet doen is om 'n loodlyn te teken. As jy vergeet het om dit te doen, gaan oefen dit. Hier is dit vinnig. So nou het ons hoek A wat 90 grade is. Wat is volgende? Ons sy AB moet 5 cm wees. Maak jou passer 5 cm oop en sny die lyn. Ons noem dit punt B. En die ander sy, maak nou die passer 4 cm oop en merk vanaf punt A af. Ons noem dit punt C.
Nou kan ons B en C verbind, jou reghoekige driehoek.